Wonderhart, ek wil jou hê. Op jou kruispad, hoor wat ek vir jou sê. Dat ons weet, bo alle twyfel, dat ons God leef. Here, ons is nie hier om net saam te sing en 'n mooi koortjie en saam te kyk nie, maar ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Daar is niemand soos U vanmôre nie. Vader, ons wil U verheerlik. Ons gees, siel en liggaam word verheerlik vanmôre. Here, deur die woord wat reeds geseënd is, laat dit geseënd wees in elke hart. Dat ons hoor vanmôre wat die Gees van die Here aan hierdie gemeente wil sê, en die gemeente van die Here sê amen. Amen. Baie dankie mense wat nie by 'n kruispad is of was of sal kom. 'n Kruispad is 'n plek wat jy moet besluit. Dis 'n plek wat soms vir jou besluit word. Dan loop dinge deur mekaar in jou werk, dinge loop deur mekaar by die huis, dinge loop deur mekaar by die kerk, dinge loop deur mekaar met die families. Dis 'n kruispad beslissing waar jy 'n besluit moet neem. Of God gaan glo en ek vorentoe gaan en of ek maar net gaan terugsit of gaan omdraai en na die verlede toe terugstap. En ek wil vir sê daar lê niks in die verlede nie. Die verlede is verby. Ons kan nie terugstap nie. Daar's mense wat leef daarin. Daar is niks daarin om af te draai en in 'n rigting in te gaan of aan die ander kant toe te gaan nie. Maar by die kruispad is daar een manier, is die pad van die kruis, om te loop in die rigting van die kruis, om die oorwinning te kry wat Christus vir die gemeente en vir u daar gestel het. Glo dit vanmôre. Amen. U kan saam met my lees 1 Petrus 1 Nuwe Testament, die 3de hoofstuk, 1 Petrus 1 vers 3. En terwyl hulle soek, Stefan is bly jy soek hier vanmôre. Jou lanklaas gesien. Hoor sê die sussie agter saam mee op skool was. Volgende Sondag weer, né? Mooi. Prys die Here, sit ek om onder pressure nou. Maar weet jy wat, daar is iets daarin om in die huis van die Here te wees. In baie plekke wees, ek kan 'n bietjie gaan rus die naweek en God gaan jou ook 'n wegbreek vir die ouens wat wegbreek, daar is ons mense weg. Maar weet jy wat, as jy hier is en jy kan in die huis van die Here wees, daar's niks beter om te hoor wat wil God vir my sê. Want weet jy wat die gevaarlikste plek vir elke mens hier vanmôre is? Jou kop, jou brein waar jy sit en dop oor dinge wat gaan gebeur, wat kan gebeur, wat moontlik kan wees. Of jy sê, meeste van hierdie goed gebeur nooit. Ga jy bly en vertrou. Jy ga jy bly en glo. Nou Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Ons het 'n lewende hoop vanmôre, my broer en suster, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. As hy nie opgestaan het nie, het ons geen hoop gehad vanmôre om te leef nie. Dan wil ek nie leef nie. En ongeag wat kom vir hierdie land, ongeag waarheen ek vanmôre is, wil ek vir die kerk van die Here sê, is om vas te hou in die lewende hoop dat hy ons gaan deurvat, waar dit ook al nie goed lyk en waar dit moeilik raak, sal God ons deurvat. Glo dit vanmôre. Sodat ons 'n onverganklike, hierdie is so diep, en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Julle, hierdie is diep. Die hemele, het vir u mooi verstaan, 3 hemele, 3 vlakke. Eerste een is die hemel van die voëls, die Bybel praat daarvan, stratosfeer. Derde plek is die woonplek van God. Dis waar God, onsigbare stad, as jy 'n geestesoog het en 'n verheerlike liggaam, sal jy die stad sien, jy sal weet. Praat hy van die hemele, want omdat Christus op die aarde onder die eerste hemelruim het hy gesterf, hy die prys betaal, sê dan hier in vers 4, dat ons 'n onverwelklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Moet jy mooi hoor wat sê hy, 'n erfenis kan verkry, dit word bewaar.
vir hulle wie toegewyd is aan God. Want die krag van God bewaar tot deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wat trek ons? Laaste tyd. Dis waar ons is. Amen. Daarin verheug julle dat julle nou, al is dit nodig, so kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Wie van ons word nie bedroef nie? Ek wil jou se hand sien. Wie van ons het nie beproewing nie? Ek wil jou hand sien. Geen mens hier kan sê, ons gaan nie deur die swaar. En deur dinge wat onnodig soms is en moeilik is. Die eerlikheid en dan kan party familie vir mekaar dinge so moeilik maak, onnodig. Party kerkmense kan vir mekaar so onnodig, dinge onnodig maak. Party van jou vriende kan dit so onnodig maak. In die besigheidswêreld kan dinge so onnodig wees. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat 'n voorreg is, dat in die laaste tyd, hy staan gereed, om dit geopenbaar te maak aan die kerk. Aan die bruid. Wie is die bruid? Is u en ek. So die beproefdheid, hier is baie belangrik, van julle geloof, wat baie kosbaarder as goud. Hoor jy wat sê die woord? As jou geloof beproef is dit kosbaarder as goud. Wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid in die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle al, het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof en saligheid van julle siele en verkry, aangaande hierdie saligheid, hierdie profete profeteer, oor die genade wat vir julle bestem is, en ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees, hoofletter, van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit getuig het van die lyde van oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Dis die geheim, die heerlikheid daarna. En hulle is openbaar dat hulle vir hulle self, maar van ons die bediening het. Julle ook nou aangekondig is deur die wat die evangelie van julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om te sien. Weet jy hoe diep is dit? Amen. Die heilige wesens, die gerubs, die aardsengele, is begeerig om te sien dit wat hy in die kerk openbaar, en gaan openbaar. Die een of ander rede is daar vir hulle 'n gordyn, hulle toegang, hulle is daar, maar hoor wat sê hy baie duidelik, want die engele begeerig is om te sien. En ek wil vir sê, ek moet dit so bewaar, en 'n begeerte hê om te sien wat God vir ons in plek het. Die probleem is hier die kortsigtigheid. Want ek sien net so ver. Die ouens wat hierdie goed bestudeer, die oogkundiges, of jy sê, 'n mens kan net fokus op een plek. Jy fokus op 'n plek, jou visiekante toe is beperk en sê jy konsentreer, dan kan jy normaalweg 180 grade sien, min of meer 180 grade. En so sê hulle soms, as 'n ou net op een plek kan kyk en 'n tunnelvisie, soos mense wat net, 'n geestelik is daar mense wat tunnelvisie het, hulle konsentreer op een plek, hulle kan nie weier kyk, as wat God vir die kerk dit wil gee nie. Al was jare terug, 'n program op TV, so 'n storieetjie wat hulle gehad het, ons het die simpel besigheid gevolg. Die TV was mos 'n groot ding. Ek was so, ek dink hy het ingekom toe, as my meisiekind klein. En hulle het hierdie ding gehad, tomorrow's newspaper today. Ek weet of julle so iets, ek dink dis die regte, tomorrow's newspaper today. Ons sê, kry daai ou, die koerant van môre, dan sy deurs oopmaak, en lê hierdie koerant van môre alreeds by sy deur. Niemand weet nog wat gaan gebeur. Dan het hy nou ingegryp by plekke
Dan dink ek die hele tyd, Here, ek daai koerant kon kry, sal ek dan vir jou die lotto gaan speel het, jy weet. Dis wat ek nou gedink het, dis 'n paar jare terug hoor. En ek gedink het, as ek nou kan nou lekker geld maak met 3-1, man. Nie van ons weet wat môre gaan gebeur. Dit word ook nie vir jou gesê nie. Maar jou besluitneming bring jou by 'n plek môre waar jy spyt is baie keer dat jy jou bevind waar jy is. Sê my saam vanmôre. Deuteronomium 31:8, ek wil dit net vinnig ook vir u lees, as u nie omgee nie. Deuteronomium, en ek het baie verse wat ek so tussen net gaan noem vinnig, is so belangrik, om dan die belangrikheid van hierdie woord aan u oor te dra. 31:8, Deuteronomium. Hy sê vir die volk, en dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Halleluja, ons loof die Here. Ons raak bang vir die dinge om ons. Die rede is omdat ons die verhouding met die Here het soos wat ons moet nie. So geestelik, tydelik, emosioneel is daar mense wat ly daagliks oor die omstandighede waar hulle self bevind. En weet jy wat daar die tunnelvisie waarvan ek gepraat het, gaan vir meeste mense net oor die nou. Nou wat ek sien, dit wat in my werk is, dit wat in my huis is, net hier. Mense kyk die virus wat God wil hê hulle moet kyk, en hulle sien nie dit raak wat hulle moet raak sien nie. Ons konsentreer net op nou. Maar elkeen van ons is iewers op pad, iewers heen. En ek wil sê die kruispaaie kom. Daar soveel draaie. Daar soveel afdraaipaaie. Wanneer jy by die kruispad kom, wil ek vir u sê, is dit nie altyd maklik nie. En ek weet nie van julle nie, maar is tye wat ek na die Here geroep het, ek sê, my God, ek verstaan nie. Here, ek weet nie waarheen nie. Ek verstaan nie hoekom. Here, moet ek voortbeweeg? Here, moet ek net hier bly? Here, waarheen moet ek beweeg? Ek dank die Here vir sy getrouheid, deur die jare heen, het hy altyd deur, met sy leiding en sy krag en sy gees gekom. Dan kry jy die einde van die dag, somtyds so op die 99, somtyds dink jy dis verby. Dan kom God met 'n voorsiening van sy kant af. Rede daarvoor, hy is 'n waarmaker van sy woord. Julle ouens sal vrae gevra. Jy was stil gestaan en dan wil ons baie keer sê, ag, die Satan dit en die Satan dat. Ek wil vir jou sê, baie van ons besluitnemings is nie die vyand. Hy is in die agtergrond. Maar jy besluit. Dan as daar kom, dan sê Here, ek verstaan nie. Dan sê hy dat ons moet deur die dinge gaan, verheug julle. En as 'n kort tyd, wat oor is. Ons is in die tye van tye. Daarom wil vir die kerk van die Here sê, waar ons dan die toetse kry, en jy slaag nie daai toets. Geestelik maak jy nie die toets nie. Ons het dit vir my geleer, ek was onderhoud vir baie jare gewees, dis waar ek teologie begin het, en hy het agter my gestaan, en hy was maar my mentor gewees. Toe sê vir my, as jy graad 1 nie maak nie, gaan jy oormaak. As jy graad 2 nie maak nie, gaan jy hom oordoen tot jy hom het. Een van die familiekinders, ek dink hy's 2 jaar, wat hy agtergehou is, sy maat gesê, jy sal dit maak en jy gaan deurgaan. Daar's geen manier nie. En dis dieselfde geestelik. Jy dop by die toets vandag, op jou geestelike besluitneming en die pad wat jy gaan, môre doen jy hom weer. Die probleem is dat ons nooit by 'n plek kom, waar daar standvastigheid is baie keer in ons lewens, wat ons kan sê, Here, ek het die toets geslaag. En dan kan ons as Paulus sê, ek het die wedloop voltooi, ek het dit voleindig. Daarom is dit belangrik, of jy sê vanmôre, dat die vyand kan maak wat hy wil. Ek het probeer teruggooi, ek het probeer aanval,
en vraagstukke gaan altyd daar wees, en dan kan ons baie keer sê, Here, dit is so onnodig, ek het nie nodig dit die goed op my pad langs kom nie. Ek wil vir u sê, God is besig met 'n louteringsproses baie keer in ons lewe. God is besig om ons harder te maak en te temper vir die plek waar ons onsself bevind. Ek weet nie waar jy jouself bevind vanmôre nie. Jy kan maar sê dis onnodig. Ek wil vir u sê, God is met jou besig. Al sê jy wat, God is besig om jou te vorm en jou te kry op daardie plek wat hy kan sê, ek is trots op jou, ek is trots op my kind. Wie van ons se kinders wat hier sit is volmaak? Nie een nie, want jy is nie volmaak. Maar elke ouer hier, wat normaal is trots op hulle kinders. Amen. Jy is trots op jou kind. En ek wil vir jou sê, met ons foute, is God steeds trots op sy kinders. Ek wil nie dit vat vanmôre. Jy sit hier vanmôre en jy sê, ek het soveel foute gemaak. Jy sit hier vanmôre en jy sê, ek het soveel besluitnemings gehad. Ek het dinge gedoen. Ek was by plekke, ek was by omstandighede. Ek wil vir u sê, God is steeds trots op u. God verloor die verhouding met jou, omdat jy 'n fout maak nie. Ons is mense en ons maak foute, maar God is trots op jou vanmôre. Weet dit vanmôre, kind van God. Onverdiende guns. Verdien ons dit nie. Wanneer is daar soveel vrae, ons raak moeg, en baie keer sê, Here, hoekom en waarom? En ek weet, ek begin so eintlik bietjie op 'n negatiewe trant, maar dit is waar ons is vanmôre, dit is waar mense is vanmôre. Maar kom terug by die plek vanmôre wat ons God weer kan vertrou. Dinge sal nooit 100% seepglad verloop. Julle stilde. Maar ons almal is daar. Hoor jy wat sê Dawid? Psalm 25:4, Here, maak my u weer bekend. Leer my u paaie. Jy gaan nie die Koran kry vanmôre nie. Maar Here, maak my u weer bekend. Ek wil vir u sê vanmôre, spandeer tyd met die woord. Spandeer tyd met God, sodat jy sy weer kan weet waarin God jou wil vat. Ons nadeel is dat, en ek weet nie as baie kinders van die Here wat so is, vandag is hulle bo, ons wil die Here prys en loof, en dit gaan goed, ons wil die wêreld omkeer en môre is ons onder, voel as Here ek verdrink. Dis fyn, dis normaal. Dit gebeur met mense, maar ek wil sê, Here, gee my 'n standvastige gees. Gee my daardie gees om te staan waar ek moet staan, om God te kan glo en te weet, Here, ongeag van die kruispaaie gaan ek vas staan, daardie ondervindings wat nie lekker is nie, dit wat my seer maak, dit wat my seer gemaak het, ek wil vir u sê, beweeg aan, en sê, Here, vanmôre vat ek u op u woord, want onsekerheid gaan bly, maar die louteringsproses, om jou by 'n skoon plek, of 'n plek van 'n beter geestelike insig, 'n beter geestelike vlak te kry, sal God nooit ophou werk aan u en my. Wie die party van julle so om Gert onthou, om Gert se bid, het er agter gesit, in sy 90's, hy is kwaai, is 'n meisie, en laat iemand net hier so agter ons sit, vark bedien, dat daar net 'n bietjie vark iewers is, joh, dan het ons dit. Die woord van die Here sê, julle sal nie varkvleis eet nie, Gert was kwaai. En hier nog, want ek in die diens toe vraag kom, want ek praat ook oor God se werk in ons lewens, as ek reg kon onthou, maar ek weet ek het dit vir hom gevra, ek sê om Gert, het die Here ophou werk in ons se lewe tot op hierdie ouderdom? Dan antwoord hy die bank uit, God hy sal nooit ophou werk aan ons lewens nie. Dit is ouderdom te doen nie, dit is met jou geestelike vlak te doen nie, want jy kan nooit op 'n geestelike vlak wees waar jy bo ander is nie. Jy kan nooit op 'n geestelike vlak wees waar Christus was toe hy in die vlees was nie, maar ons streef daarna om soos Christus Jesus te wees. Halleluja. Jy sien die prosedure en die pad wat ons loop is karakterbouend.
Jou karakter word in jou huishouding bepaal. Jy word gebore met 'n sekere karakter eienskap. Maar die ontwikkeling van daardie karakter hang van die ouers af. Dit is hoekom kinders wat in huise waar dit moeilik gaan, daar is karakterversteurings. Daar's geestelike karakterversteurings soms. Baie kinders van die Here wat ons nooit werklik kan verstaan, Here, hoekom kan ek? Maar weet jy waarom? Omdat hulle die pad van die verlossing geloop het, by redding uitgekom het, werklik God geglo het, deur die doopwater is, die pad van heiligmaking loop nie. Ek wil sê, daarom sukkel kinders van die Here soms, hulle hele lewe lang. En weet jy wat, ons is nie bruikbaar vir God. Die Here wil nie ons nou bruikbaar wees en môre is 'n stuk soos 'n ou kar en dan is dit weer bruikbaar en dan ek het met daai Ford besigheid, ek niks van Ford sien nie. Patrick, Ford se goeie kar. Hierdie Toyota manne hierso. Ek wil oor die 407,000, weet jy daai Ford. Nou het ons hier by die Everest ook nie meer so nie, dis nie nou. Sien ek die agterligte bly aan. Ja, ek het nou spook 3 weke. Nou kom nou by punt hoor, dit is die geestelike deel gaan nou kom. Dan elke plek wat ons stop, dan moet Elsa die bonnet oopmaak of ek moet oopmaak, as sy nou mense moet stap, dan moet daai terminaal losgemaak word, anders loop hy battery af. Kom ons by die kerk aan, sê JJ sê, oupa, hy battery moet af, dan maak ek eers los. En dan maak ons seker ook hy maak nie kontak nie, en dan is dit weer. En hy is ek eenvoudig, 'n klein ou rubbertjie onder die briekpedaal, vra oom Dirk wat jare en die gaan sê, maar kyk hier daar by die briekpedaal, ons kry 'n rubbertjie oom Dirk en ons plak sommer 'n kraan se wasser daarin. En hier is die probleem opgelos. Geestelik. Is daar mense wat geestelike kortsluit, dis my woord in my dis so die gees van die Here bly. Daar's geestelik soms is daar kortsluitings. Daar bly iets aan of daar's iets af. En as 'n soms 'n klein dingetjie wat jy met God moet uitsorteer. Iemand het jou miskien te na gekom in die kerk, in die familie. Jy's teleurgestel, dan voel jy eintlik is 'n soms 'n klein dingetjie. Omdat mense nie goed uitsorteer met God nie, omdat hulle dinge uitsorteer met mekaar nie, is daar soms 'n klein dingetjie wat maak dat daar kortsluiting is. Ek wil sê, Here, vat daar die dinge weg. Ek het so 'n ou stelletjie wat ek op sit daar in my TV-kamer. Ons het die lang tafel, dat ons 'n ou stelletjie daar as ek nou as 'n koffietjie drink of so. En ek is so mak geraak dat ek op daai, ons is so geverfde vloer, ek skuif vinnig terug op daai onder die tafel uit en ek voel later maar die besigheid is besig om bietjie lentelam te raak. Weet jy wat, dan die een keer toe ek so terugskuif, toe breek hy mos af en ek val op my elleboog. Ja, ek het swaar gehad so jaar of wat terug. En hy het lank daar in die stoor gelê en op 'n stadium het besluit die besigheid nou reg en kom en skroe. Hierdie uur 2 ure later is hy aan mekaar en ek gebruik hom weer. Jy weet, God wil ons as 'n bruikbare artikel in sy werk wil hy jou gebruik. Ek wil u vra vanmôre, kan iemand op u steun? Kan die kerk op u steun sonder dat jy breek of gaan lê? Kan God vir jou iets vra sonder dat jy in jou gees breek en voel, ag, ek sien die kans nie. Waar is ons vanmôre? Ek wil nie sê, kom ons word bruikbare artikels vir God. Kom ons kom by 'n plek waar ons weet, Here, u kan op my steun, die kerk kan op my steun, die liggaam van Christus kan op mekaar steun, ons kan mekaar dra. So my broer Buks, hy gaan in vir 'n operasie môre. Moenie met vrees ingaan nie. Vertrou God. Jy dien die Here tot hier toe gekom, jy gaan jou deurvat. Dit sal suksesvol wees. Amen. Amen. Steek net die hande uit, sluit die o Here. Ons bid 'n geneesvolle, oorwinnende genesing. Die met die hande van die chirurge sal wees, daar sal geen nadraai wees op die operasie. Spreek lewe en genesing in Jesus se naam. Amen en amen. Ek sal tog vir u bring op 'n stadium die kortste gebede met die grootste krag. Ek gaan kyk. 3 woorde, 4 woorde, sinnetjies. Die sterkste krag in so 'n gebed
Want die krag kom van die tyd spandeer met God alleen. Jy hoef nie lang gebede te bid, wanneer jy saak aanspreek nie. 'n swak geestelike karakter openbaar 'n swak geestelike vermoë. Kry jy wat ek sê? 'n swak geestelike karakter openbaar 'n swak geestelike vermoë. Vermoë geestelik kan net op 'n vlak kom, hoër as wat jy is, as jy daaraan werk. En God vra, Here, vat my hoër, vat my dieper in die dinge. Maar ek wil u bemoedig vanmôre en vir u sê, ons God is nooit ver van die kruispaaie af nie. Hy's daar by die kruispaaie wat mense antwoorde soek, wat mense vra, Here, waarom? Want baie mense se vra, wat ek weer gedeel het al, sê hulle, ek verstaan nie in die huis wat ek groot geword het nie. Ek verstaan nie wat met my gebeur het nie. Ek verstaan nie waarom ek hier is nie. Want soms is dit nie jou keuse waar jy beland het en wat met jou gebeur het. Alles wat van jou kleintyd afkom. Ek wil vir jy sê vanmôre, as jy nie by die plek kom, dat iemand wat gees vervuld is met jou deel, oor jou verlede nie, laat jy oopmaak werklik iemand wat jy kan vertrou nie, kan God vir jou niks doen nie. En in my geestesoog sien ek by daai kruispad wat jy op voorsien, sien ek hoe dat miljoene mense met hulle rugsakkies sit en wag vir hulp en weet nie waarheen nie. Maar die kerk van God vanmôre weet, ons is op 'n pad wat lei na 'n ewige huis. Amen. Ek is op 'n pad, ongeag van die seer, ongeag van die goed wat met my gebeur, ongeag van dood en van pyn en van lyding, dit is deel van die lewe. Wil ek vanmôre vir jou sê, vat jou goed, vat jou pakkie op en beweeg vorentoe in die rigting van oorwinning, met 'n vertroue in jou hart, dat God sal vir jou voorsien, God sal vir jou deurkom, God gaan by die kruispad jou in die hand vat, halleluja, en ek gaan jou vat in die rigting van oorwinning, ek gaan jou vat in die rigting van voorsiening, en God sal vir iemand deurkom in die plek vanmôre. Maar vertrou hom. Weet jy wat? Kruispaaie is die geboorteplek, die terrein vir gesonde Christelike karakters, as ons God toelaat om daar met my te werk. En hier is die goeie nuus. Hy het beloof, hy sal jou nooit bokant jou kragte versoek. Hy sal jou nie laat folter bo die krag wat jy het. 'n Stadium terwyl ek in 'n situasie was, ek praat van 'n tragiese situasie, dat ek na God toe geroep en sê, Here, waarom? Amper soos Jesus uitgeroep het op die kruis, waarom, Here, het U my verlaat? Waarom antwoord U my nie? En dit is normaal om God te vra, ons is mens. Maar ek wil vanmôre vir jy sê, God sal nooit jou bo jou krag, sal jou versoek of laat versoek, of jou vat waar jy dit nie meer kan hanteer nie, laat jy breek nie. God is die voorsiener. 1876, en was daar in Britannia 'n man met die naam van Plimsoll. En daarachter kom daai ou seilskepe, verskillende groottes en breedtes gehad. En vat hulle die vrag van Britannia af, na ander Europese dorpe langs die kuslyn af en oor die see. En dan sekere branders, en hoe die see ook al is, dan val die skepe op. Want hulle was oorlaai of te hoog gelaai, en Plimsoll het gekom en hy het gesê, ons moet 'n standaard daar stel, nou die skepe in die hawe laat laai, en tot by 'n sekere plek, en jy sal sien die skepe vandag nog, werk op die Plimsoll, 'n beginsel, waar hulle 'n merk maak, jou groot skepe, ek het op die MSC op 'n stadium aan die voorkant gesien, daar is lyne met diepte meters, party van hulle die meters gemerk op. En wanneer hy dan hoeveelheid passasiers of vrag op het, die vragskepe, dan sak daar die skip tot by daardie lyn. As dit oor die lyn gaan, as hy oorlaai, dan gaan hy omval.
Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het 'n plimselmerk in jou binneste deur wedergeboorte wat God daar gestel het toe jy hom aanvaar het en Jesus jou verlosser gemaak het. God sê, by daardie merk sal jy nie verder gaan om hom te val nie. Jy moet net vanmôre vashou en weet, God het gesê, daar's 'n perk. Hy sal nie jou bo jou kragte laat versoek of laat jy in die golwe en die omstandighede van die wêreld omval en verdrink die geestelik nie. Job 23:10 sê hy, want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, hoor hoe mooi sê Job dit, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Goud word deur vuur gelouter. As die vure van omstandighede, van verhoudinge, besigheid, jy kan dit noem, om ons brand, wil ek jy vra, brand ons soos steenkool, of glans ons soos goud. Goud het 'n glans wat hy afgee, selfs in die vuur. Vers 11, aan sy voetstap het hy my voet vasgehou. Sy weg het hy bewaar, sonder op uit te draai. Ek wil vir u sê vanmôre, beproewings en krisisse in die kruispaai gaan daar wees. Daarom het ek gesê, Deuteronomium 8:2, jy moet dink aan die hele pad waarlangs jy gekom het. Die woord sê, jy moet daaraan dink. Dink 'n bietjie terug. Die pad waar jy gekom het, toe waar jy nou is. 40 jaar lang praat hy in die woestyn gelei, oor ontmoediging en beproewings, om te weet wat in jou hart is. U sien dit wat jy deurgaan. God wil baie keer sien wat uit jou hart uitkom. Hy sien daar, hy weet. Maar hy wil sien wat bring jy tevoorskyn uit jou geestelike hart. Wat kom uit jou geestesmens uit wanneer jy onder druk kom? Wanneer daar omstandighede is. God toets harte. God toets een my baie keer deur omstandighede. Plekke wat soms te ver is. Die louteringsproses gaan ek nou gou verduidelik. Maar God wil ons vir die seën. En dan gaan hy verder, maar as jy 3 keer baie verse, gaan jy alles lees nie. Waar hy ook praat van die smelter, van die loog, dit wil sê waar die loog en waar die onsuiverhede word afgetrek van wat hulle goud en silwer smelt. Sodat die suiwerheid tevoorskyn kan kom. Want eintlik is ons soos 'n edelmetaal. Jou lewe is soos goud voor God vanmôre. Want hy praat van heilige priesterdom. In 1 Petrus praat hy, en ek is 'n heilige priesterdom, deur God uitverkies vanmôre. Waar is jy vanmôre by jou kruispad? En waar is jy in omstandighede? Jy sien suiwer goud. Lekker sien die plekke wat ek was, soos in die ooste en so meer, doen hulle nie, is dit nie 'n alloy wat hulle ander metale byvoeg nie, dis suiwer goud. Dis 'n goudgeel kleur. Maar hy sag, hy's bytbaar. Daai ringe is nie sterk nie, die juwele is nie sterk nie. Maar jy sien suiwer goud, dit word baie in die natuur in groot stukke gevind. Dis gewoonlik maar poeiervolle metale, haal dit uit die rotse uit. Maar weet jy wat, ek het dit gelees, ek het dit geskryf, is wanneer God daar die edelheid en daai mooi uit jou wil uitkry, weet jy wat se probleem? Somstyds kan jy geel koper oppoleer, dat dit blink, dat dit lyk vir mense wat die kennis het, dat die een of ander vorm van goud, hulle het mos nou wit goud en wat is hierdie ander roosgoud en daar's verskillende kleure goud, dan word hy opgevryf, dan blink dit. Maar sodra jy 'n ruk dit gebruik, dan verdof hy. En baie kinders van die Here lyk somstyds of dit goed gaan. Daar's 'n glans, daar's 'n bietjie 'n blydskap en net môre, dan verdof hy. Die Here sê vanmôre, kom dat ek jou by die plek sal uitkry en dat dit wat jy deurgaan jou na 'n dieper plek toe sal vat. Dat die smeltingsproses en dit wat seermaak, somstyds dat God vir ons sal deurvat. Weet jy wat is plus, dis 1000 grade plus wat hulle goud smelt. Daai oonde is geweldig warm. En waarom smelt, kom daar die swaar dele sak af en die onsuiverhede kom boontoe en dit word afgeskep.
En dis wat gebeur wanneer jy soms seer het. Die onsuiverhede is God besig om kant toe te trek. Sê net vir hom dankie vanmôre, sê dankie Here. Dat U steeds die onsuiverhede by my. As jy net vanmôre weet en raak sien dat daar soms seer is, dat God met jou besig is en dat jy sal erken vanmôre dat God onsuiverhede uithaal, nie wil ek vanmôre vir sê, is jy geestelik op 'n verhewe plek of jy is geestelik voel jy is te hoog. Ek is daar waar ander ons nie is nie. Dis mense wat so dink. Maar weet jy wat, God sal nie ophou in ons werk. Ek wil nie hê God moet ophou in my werk. Want ek weet ek gaan dit nie maak nie. Maak ek foute verseker. Maak U foute verseker. Soms oortree ons. Soms sê ons dinge. Soms is ons by 'n plek wat ons net wonder, Here, is dit die moeite werd? Maar ek wil volgende vir U sê, hou aan om God te vertrou. Want by daardie kruispad wag God vir jou. Kyk net of jy hom sien. Wanneer gebed sien jy hom, maar hy maak jou oë oop. Jy kan sy hand vat en hy sal vir jou deurvat. Halleluja. Jesaja 1:25. En ek sal my hand teen jou uittrek en jou skuim soos met loog uitsuiwer en jou looddele wegneem. God wil die looddele en die goud wegneem. Jy sien, dis murmurering. Daarom wil ek vir sê, suiwer goud as hy getoets word. Ek gaan seker deur en oorslaan. Halleluja, by die einde van die woord kom. Een gedeelte nog, Jesaja 48:10 en 11. Kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende. Om my ontwil sal ek dit doen. Ken ons die wil van God, hoekom nee? Ken ons die waaroms nee? Maar om sy onwil sit hy jou soms deur die oonde en die smeltkroese. Want God is met elkeen van ons steeds besig. En ek sluit af met hierdie ware verhaal, is opgeteken in die geskiedenis. Jesus Freaks is die boek se naam, as jy kan opspoor. Kry my eintlik nie meer nie. Die opskrif is Like Gold in the Fire. Hierdie is die verhaal van 'n ou biskop wat in sy 80's was. Polycarp is sy naam. Paulus het dit omtrent 60, 70 jaar na Christus. Was Paulus hulle in die gang, hierdie man het geleef 168 jaar na Christus. Was hy van die ou vroeë biskoppe van die eerste kerk. Maar hy het vasgestaan, Jesus Christus was sy verlosser. En in Smyrna, Turkye, ek het nou die dag, toe ek met die praat oor die arena, God se arena, het ek verduidelik wat gebeur het in die Romeinse arenas, met die wreedheid waar die mense met kers was en met sekere middele aan die brand gesteek het aan pale waar die wilde diere uitgelaat is, het ek verduidelik en dit vergeestelik waar ons bevind. Weet jy wat Polycarp het gesê? Hulle sê hulle dreig op die wilde diere. Hy sê ek sal nie, want hy moes voor die keiser buig op daai stadium. Hy het geweier. Dit was Caesar gewees. Hulle sê ons gaan jou aan die brand steek, Polycarp. Hy sê julle kan maak wat julle wil. Ek buig nie voor 'n ander god. Want Jesus Christus is my redder. Jesus Christus is my voorsiener. Jesus Christus is my weg. En in daardie omstandighede en waar dit is in die stadions, was die gebruik dat hulle uitroep as dit 'n Christen verklaring is. Dan roep die persoon, die keiser of iemand wat daar is, hierdie is 'n Christen. Hierdie is 'n Christen vir 3 keer. En dan skreeu die mense terug, het tot 80.000 gevat, soos in Rome die Colosseum, dan skreeu terug, brand hom of bring die diere. Maar as een nou begin, brand hom, dan begin almal. Kan jy dink dat dit lekker kan wees om te sit in 'n gehoor en te kyk hoe iemand verbrand? Mens kan 'n aardige vredewese wees. En Polycarp het gesê, julle kan my praat. Ek het een versoek. Julle maak my nie vas aan die paal nie. Ek sal stil staan. Julle kan my in die brand steek.
En hierdie man wat 'n volger van Jesus Christus was, hulle sê hier, hulle het die vlamme aangesteek. En tussen die vlamme deur, terwyl hy brand, ek kan vir julle sê, een van die seerste plekke om te wees, om te verbrand. Jy kan net jou vinger brand, dan weet jy. Sê hulle, het hy hierdie vingerpunte, wat al begin afbrand het, deur die vlamme gesteek. En Polycarp het God geëer. Hulle sê hulle kon hoor, hoe loof hy om deur die vlamme, halleluja. Hy het God vereer, deur sy swaard. Ek wil vir jou sê vanmôre, deur jou swaard, deur die verliese, begin om God te eer, begin om God te loof. Hulle sê, hierdie ou vingertjies wat deur die vlamme kom, wat wegsmelt. Hulle sê die beste van alles was, dat deur die vlamme, was daar 'n glinster, soos goud. Toe ek het naslaan, toe kom ek agter, hulle sê, sy liggaam het geglinster soos goud. Polycarp was gelouter. Hulle sê en daar was 'n geur, as gewoonlik 'n snaakse en aardige geur, as iemand verbrand. Hulle sê daar was 'n geur in hierdie stadion. Hulle sê wat soos 'n soet, kosbare kruiegeur was. Jy sien, dis wanneer ons die geur van Christus afgee, as by omstandighede brand, dan is jy gelouter. Dis nie wanneer dit met jou goed gaan en die bank vol is, en jy weet ek is rustig, en jy weet ek kan alles betaal, en jy weet ek kan alles doen. Ek wil sê, jy weet ek is gesond, daar is die probleem met my liggaam. Dis wanneer jy juis in die drukgang van omstandighede is. Wil ek jy vra vanmôre, glinster jy ook deur die vlamme van omstandighede? Waar is jy vanmôre? En weet jy wat, terwyl hy nog brand, om hom stil te kry in die vlamme, toe steek 'n soldaat 'n lang swaard in die vlamme in sy liggaam in en toe sterf hy. Maar hy het gesterf as meer as 'n oorwinnaar. Halleluja. Wie van ons sal bereid wees om so te sterf? Het is maklik om te sê, is fyn. Maar as jy by die toets kom, en jy moet kies, jy sê ek sal stil staan, sonder dat julle my vasmaak, julle kan maar brand. Sal God ons nie suiwer vanmôre in ons mens wees nie? Sal die Gees van God nie vanmôre kom en in daardie oond van omstandighede waar jy vanmôre bevind, is baie vanmôre wat vlamme het wat brand, van huishoudings, van werk, van baie dinge. Jy nie God vanmôre vertrou, dat hy vir jou iets sal doen. Kom ons staan, ons sluit ons oë. En musiek vir ons speel. Ons opneem, ons orkes, ons voorsangers baie keer. Julle as julle self gebed nodig het, geen probleem. Belangriker hierdie oomblik, as musiek en sang. Search me, O God, as julle nie omgee nie van hom. And know my heart today. Terwyl elke hoof gebuig is, terwyl jy vanmôre weet, wat jou kruispad is waar jy staan vanmôre. En jy moet 'n besluit neem, of jy is verdwaal, jy weet nie waar jy nie. Wil ek 'n uitnodiging maak vanmôre. En al kom daar niemand nie, dan weet ek, Here, is alright. Hierdie ouens kan jy sien op die kruispad waar hulle is. Jy moet nie bekommerd wees oor mense nie. Jy moet nie bekommerd wees oor wie jou sien nie. Jy moet nie bekommerd wees oor wat gaan hulle van my dink nie. Dit gaan nie oor ongeregtigheid altyd en die verkeerd nie. Dit gaan oor die pyn, die plek waar jy jouself bevind vanmôre. En wat jy wonder, Here, kan U vir my deurkom? Ek wil vir jou sê, God kan vir jou deurkom. En hy weet,
Hy weet. Hy weet. Search me. Wat sal ek moet doen uit vanmorgen? God weet waar jy is. Nie wat er mense doen. Die gebed nodig het, kom uit vanmorgen. Dat iemand net 'n hand op jou lê. God glo. Partykeer weet ons nie meer waar jy nie, maar God weet. God weet. Maar weet dit vanmorgen? Soms by die kruispad, so keuse verkeerd is, jy moet môre vas.